OK, ek wil sommer met die deur in die huis val. Vanoggend toe gaan ek deur my, OK, Kaal, ek moet dit seker verduidelik, nee, ek weet daar's 'n klomp van julle. Dit beteken ek begin net sonder enige ernstige inleiding. Vanoggend toe gaan delete ek my hele inleiding, want ek wil kom by die punt waar ek vanoggend met jou wil praat en ek wil begin. Kolossense 3 vers 13 sê, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Nou julle sal weet ons is besig met die mekaar reeks en elke week tot nou toe het ons die vers aangehaal, soos wat ek julle liefhet, sê Johannes, moet julle mekaar lief hê. En hierdie is 'n tweede soosvers. Die Here Jesus verwag van my en jou dat ons mekaar moet vergewe soos wat ons vergewe is deur die Vader. So nou is ons vanoggend by deel 5. Ons gaan met mekaar praat oor die mekaar vergifnis, ons moet mekaar vergewe. En ek wil jou nou waarsku hoe ernstige boodskap hierdie is, want Jesus maak dit nie op een plek duidelik nie, hy maak dit op twee plekke duidelik, dat my redding hang af van my vergewingsgesindheid. En ek wens ek kon by jou gaan sit het vanoggend en ek wil hê jy moet 'n lysie maak, want jy kan al so lank bagasie in jou lewe dra, dat dit deel is van jou lewe, dat daar dalk onvergifnis in jou hart is. Dat daai wortel al so diep is, dat jy amper dit nie eens meer 'n naam het nie, maar jy loop. En die maklikste manier hoe jy dit kan uitvind is daar mense wat as vanoggend, as hulle aan jou tafel gesit het, sou dit dadelik jou kwaad gemaak het. Sou jy dadelik vies gewees het. Sou daar dadelik 'n paar goed in jou gedagtes opgekom het van wat verkeerd is. En as jy vanoggend hier sit en sê, dis ek, dan wil ek vir jou sê, jy is op die regte plek vanoggend. Ek hoop ek kan jou vanoggend uitdaag, ek hoop ek kan jou aanmoedig, maar bo dit alles hoop ek dat ek deur die woord van die Here jou kan uitdaag, want my en jou redding hang van vergifnis af. En dan gaan julle dit nou wys. Nou ons gaan altyd na die woord toe, dis waar ons antwoorde kry, dis waar ons gaan vir ons maak hierdie goed nie op nie, ons gaan na die skrif toe, amen. So kom ons staan saam en bely ons dit saam. Staan saam met my op, dankie Corneille, staan saam met my op en hou jou Bybel lekker hoog in die lug, sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen, amen. Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Matteus 18 vanaf vers 21 tot 35, Matteus 18 vanaf vers 21 en 5. Ek wil net vir almal wat aanlyn is sê, baie welkom, is heerlik om in jou huis te wees, en as jy ooit in die area is, kom sê vir ons hallo. Ek weet daar's mense wat aanlyn inskakel, en jy's ook besig om te kyk of jy van hierdie kerk gaan hou, maar kan jou nou sê, jy gaan die mense geniet, en veral die koffie daar buite, jy gaan die koffie baie geniet. So kom een Sondag, kom kuier vir ons en kom sê vir my hallo. Matteus 18 vanaf vers 21 tot 35, ek lees in die 83 vertaling. Nou Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament, die Bybel is gedeel in 2 dele, en hierdie is die eerste deel van die Nuwe Testament, die tweede gedeelte. So, ons lees dit saam. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets teenoor my verkeerd gedoen het? Selfs 7 keer. Nou, hoor jy, as jou broer na jou toe kom, hoeveel keer is jy bereid om hom te vergewe? Hoeveel keer is jy bereid om iemand te vergewe wat jou te nagekom het of wat jou seer gemaak het? Dis waaroor ons vanoggend gaan praat. En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Kan iemand vinnig daai wiskunde doen? 410? Werk hom uit. Nou gaan Jesus 'n gelykenis vertel. Kan julle glo, ons het baie gelykenisse al gedoen in die verlede, ons het 'n hele reeks gedoen oor gelykenisse, maar nou dat ek die reeks klaar gedoen het, nou besef ek hoe baie gelykenisse het Jesus vertel wat ons eintlik ken. So Jesus vertel hierdie gelykenis, is dalk nie 'n bekende een vir jou nie, maar ons kry dit hierso in Matteus 18 vers 23. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand skuld. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning hom beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop om sy skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. En ek wil net vinnig 'n bietjie klem lê op vers 27. Die koning het hom jammer gekry
hom laat gaan, en dis nie al nie, en al sy skuld afgeskryf. Hier is 'n kerndeel wat ek net wil hê jy moet hoor, dat die koning nie net gesê, dis reg, ons gaan sien 'n skuldberader, en dan herstruktueer ons jou skuld, en kyk of jy dit oor 'n langer tyd kan afbetaal nie. Nee, hy kry hom jammer, en hy skryf dit af, hy sê, moenie worry nie, gaan huis toe, ons gaan nie weer daar praat nie. Toe daardie man buite gekom het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop, wat hom net 'n paar rand skuld. Hy het hom gegryp en het hom gewurg en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy al sy skuld betaal het. Nou oké, hier kry ons hierdie ding, en ek dink, jy kan hoor, hier's baie onreg in hierdie verhaal. Stem mee saam. Jy hoor die onreg, Jesus vertel dit, en nou moet ons net eers gou hier stop, want in hierdie verhaal is daar sekere rolspelers. Die koning hier is ons vader. Die koning hier is ons vader, en die amptenaar wat miljoene rand skuld is ek en jy. Dis al die sonde, want onthou al die sonde wat ek en jy gedoen het, ek het dit dalk aan jou gedoen, maar ek het dit ook aan die Here gedoen. En ek en jy skuld hom baie. En die mede-amptenaar wat min skuld, is eintlik die mense wat ons te nakom. Hulle skuld ons klein geld. Dis eintlik wat jy hier moet inlees. En die hele tyd terwyl Jesus hierdie gelykenis vertel, dan moet ek myself in sy skoene sit en sê, Jesus is besig om 'n verhaal te vertel wat ek die middelpunt is. Ek is die een wat die skuld het aan die koning en die skuldeiser is van my mede. En nou sluit dit so af. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom toe laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. Natuurlik sou hy dit nie kon doen nie. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Nou oké, dis ons teksgedeelte. Wow, wat 'n teks. Wat 'n teks. Ek weet nie of julle saamstem nie, dis 'n bietjie oorweldigende teks hierdie, want hier's 'n paar goed wat onder die water gesê word wat ons moet hoor. Hier is 'n baie moeilike onderwerp, want ek weet hier sit 'n paar van julle wat seer in julle lewe het. En dis die seer wat in die laaste week gebeur het. Nou natuurlik is 'n paar van julle wat iemand het jou te nagekom in die laaste week. Iemand het jou seer gemaak in die laaste week. Iemand het op 'n manier van jou beroof, van jou gesteel. Maar dit kan wees dat dit in die laaste jare is. Dit kan wees dat dit in die laaste 10 jaar is. Dit kan wees dat jy hier sit en jy sit nog steeds met die wortel van seer al die laaste tyd. En jy sukkel met vergifnis. En dis waar ek vanoggend met jou wil praat. En ek weet, jy sit hierso en die persoon wat jou te nagekom het nog nie eers jammer gesê nie. En dit maak dit nog soveel moeiliker. Stem julle saam? So hoe vergewe 'n mens? Hoe vergewe 'n mens? Hoe vergewe 'n mens werklik? Hoe kom 'n mens op 'n punt wat jy vergewe en jy beweeg aan? Nou ons ken mos altyd vergewe en vergeet, maar ons brein is nie eintlik so gemaak dat ons goed kan vergeet nie. Stem julle saam? As iemand jou regtig seer gemaak het, dan vergeet jy nie regtig nie, maar jy kan vergewe. Al kom dit baie keer terug na jou. Jy kan werklik vergewe. En ek dink die sleutelvers is in Efesiërs 4:32 vir ons, vergewe mekaar. Vergewe mekaar. Soos God julle ook in Christus vergewe. Nou kom ek vra gou vir julle, hoe het God ons vergewe? Wie sit vanoggend hier en jy sê, ek het al vir alles jammer gesê wat ek verkeerd gedoen het in my lewe? Moenie hand opsteek nie, want jy is verkeerd. Okay? Wie van julle sê, ek weet, daar's goed wat ek gedoen het, wat ek dalk vergeet het, wat ek dalk nie weet nie, maar ek het soos nou, was ek 'n bietjie kwaai met my vrou en ek het dalk nie so mooi gepraat nie. Miskien moet ons nie hande opsteek nie. Maar stem jy saam? Daar's nie 'n manier dat jy vir alles jammer gesê het nie. Stem jy saam? Daar's nie 'n manier dat jy vir al jou sondes jammer gesê het en jy kan kom sit en sê, ek is skoon, ek het alles voor jammer gesê nie. En die Here vergewe jou nog steeds, want as jy in die Here Jesus is, dan vergewe hy jou. Hy vergewe jou nie net omdat hy wag nie daar en sê, ek sou jou eers vergewe as jy jammer is nie. Vat so, as jou kind teenoor jou te nagekom het. Weet jy wat, jou kind gaan dalk eers agterkom as hy 30 is, hy daai goed verkeerd gedoen. En dan gaan hy vir jou kom jammer sê. Wie van julle het vir jou ouers in jou 30's gaan jammer sê vir goed wat jy gedoen het op skool, wat jy eers besef het was verkeerd? Nou, daar gaan 'n hand sommer dadelik op. Ek moes
so doen. Ek daar is 'n hand. Jy's nog nie eens 30 nie, meer het al gedoen. Dankie Chris. So en jou ouers het jou vergewe en ons moet verstaan, ons hemelse Vader is 'n ouer. Hy's lief vir jou. En met dit in gedagte sê God vir my en jou, ek en jy moet hom as 'n voorbeeld volg. Ek en jy moet hom soos 'n voorbeeld. So vanoggend wil ek met jou praat oor hierdie onderwerp, oor hoe om werklik te vergewe, selfs as die persoon nie jammer gesê het nie. En ouens, ek wil nie hierdie lig maak en maak asof jy sit en sê, ag man, just get over it nie. Dis glad nie dit nie. Dis nie net 'n kwessie van, hey man, just get over it. Dis 'n oor en verby. Hoekom gaan jy? Ek weet hier's 'n paar van julle wat werklik diep seer gekry het. En ek is sensitief rondom dit. Ek kyk in my eie lewe die goed wat ek oorgekom het, goed wat ek werklik seer gekry het en wat ek nou kan terugkyk. Daar's niemand en regtig julle, daar's niemand wat nie aan my tafel kan kom sit en ek hom met liefde kan bedien, wat daar 'n wrok in my hart is nie. Die Here het my regtig gehelp. Nou ek kan nou nie alles deel wat met my gebeur het nie, maar ek weet dat goed met jou ook gebeur. En ek wil vir jou 7 belangrike beginsels uit die skrif uitgee. Nou julle kan nou dink, nee, ek het nog 20 minute oor. Ek moet oor 7 goedjies praat. Julle moet vinnig luister en vinnig skryf. Ek gaan vinnig praat. Is dit reg met julle? Ek gaan vir jou 7 beginsels uit die skrif uitgee wat jou gaan help om te leef in vergifnis. Is jy reg daarvoor? Nommer 1. As jy skryf, hier is die eerste Bybelse riglyn wat vir jou kan help om mense te vergewe. Erken jou seer. Erken jou seer. In Psalm 39 vers 3 skryf Dawid, hy sê, ek was stom en sprakeloos. Ken jy daai gevoel? Dat jy voel net die seer, jy kan niks uit jou mond uit kry nie. Hy sê, ek het geswaig, ek het nie gepraat nie, maar die smart het al hoe groter binne in my geword. Wie van julle ken daai gevoel? Dat die smart bou op en naderhand oorweldig het jou. Dit voel soos of jy besig is om te sink en jy voel jy kry nie asem nie. Jy voel hoe trek jou bors toe. Dis wat Dawid hier beskryf. En die eerste ding wat Dawid doen is, hy erken dit. Luister, hierdie ding het werklik seer gemaak. Dis die eerste stap vir jou om uit daai gat uit te klim, is om te sê, hierdie het regtig seer gemaak. Hierdie het regtig seer gekom. So eerstens erken Dawid dit teenoor homself. Hy sê, hoor, hierdie ding is nie lekker nie. Hierdie ding het my seer gemaak, maar hy erken dit. In vers 2 sê hy, ek het sorgvuldig gelet op my lewe. Ek het gaan kyk na my lewe. Ek het gaan vra, hoekom het hierdie ding my so seer? Hoekom voel ek so seer? Hoekom voel ek so geafronteer? Wat is dit binne my wat maak dat ek so? Hy het dit erken teenoor homself, maar hy het ook tweedens erken teenoor die Here. Ons lees in vers 13, hoor tog my gebed, o Here. Met ander woorde, wat hy wonderlik gedoen het, hy het sy seer gebruik om hom na die Here toe te dryf. Nie na mense toe met kinderstories nie in 'n pity party nie onder die bed nie in die bed gaan lê en al dieper in daai gat sink nie. Hy het dit erken teenoor homself en het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek het 'n probleem. Hierdie ding maak seer. Hier is 'n belangrike punt. En wat ek nou vir julle gaan sê in die volgende deel van punt 1, is eintlik 'n volgende punt, maar ek kon nie 'n 8-punt preek gehad het nie. Stem julle saam? So nou moet julle net konsentreer. Hierdie is die bonusmateriaal vir punt nommer 1. Het jy dit so? Rangskik dit so. So dalk sit jy hierso. Ek gee dit gelyk. Jy het werklik seer gekry. Iemand het jou werklik te nagekom. Vergifnis is nie ontkenning nie. Is nie net so, dit het nie gebeur nie, ek maak of dit nie gebeur. Dis nie wat vergifnis is nie. Vergifnis is om aktief te kan verdra wanneer mense, vergewe die woord, stupid goed aanvang. En wanneer hulle jou seer maak, en wanneer hulle jou werklik te nakom. Hoor wat sê Paulus vir Timoteus. Nou let dit op, Paulus skryf vir Timoteus, en hierdie vers is van toepassing op ouderlinge. Maar almal van ons moet op daai plek kom. Hy gebruik die woord 'n dienaar van die Here. Wie van julle voel jy's 'n dienaar van die Here? Steek op jou hande. Julle moet nou almal julle hande opsteek, hoor? Almal. Okay, so ek wil jou in die kerk wil ek jou dissiplineer om 'n dienaar van die Here te wees. Almal gaan nie ouderlinge wees nie, maar almal moet dienaars van die Here wees. Hy sê 'n dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees. Daar's 'n tweede punt daar. Wees teenoor almal, nie net teenoor sy vriende nie, bekwaam om ander te leer en iemand wat die onreg kan verdra. Hierdie is 'n belangrike punt. Hoe nader ek aan die Here Jesus groei, hoe sterker word ek, nie in myself nie, maar in die Here Jesus, hoe meer kan ek dra, hoe meer kan ek insien dat stikkende mense doen stikkende goed. Baie keer maak mense jou seer omdat hulle self seer het. Boelies boelie omdat hulle geboelie word. Maak dit sin vir julle? Mense het jou seer gemaak, waarskynlik omdat hulle seer het, waarskynlik omdat hulle stikkend is, waarskynlik omdat hulle in sonde is, en nou hier kom die ding.
Christus gee vir my en jou die kapasiteit om te absorbeer. Kan ek dit herhaal? Wanneer ek in die Here Jesus is, en ek groei, hier is 'n Bybelse beginsel, dan kry ek die kapasiteit om jou tekortkominge te kan verdra. Ons gaan nou meer daaroor praat. Nommer 1. Kom ons gaan dan om nommer 2 toe. Bybelse riglyn nommer 2, om in vergifnis te lewe, is verstaan die belangrikheid van vergifnis. Nommer 1, erken dit. Hoor jy, ek het seer gekry. Hierdie is nie lekker nie. En party van julle, en ek sê dit weer, het regtig seer gekry, tot lelike goed in jou lewe gebeur. En nou kom staan ek hier voor en sê, hey Adrian, jy moet 'n bietjie vergewe, hoor. Dis nie hoe dit is vanoggend nie. Hierdie is 'n sensitiewe, ek is sensitief oor waar jy is. Die tweede belangrike ding wat ek en jy moet weet om by 'n punt te kom waar ek in vergifnis lewe, is ek moet verstaan, nie dat dit belangrik is nie, maar hoe belangrik vergifnis is. Dit is verskriklik belangrik. Hoor wat sê Jesus? Jesus leer sy disippels om te bid. Johannes, die disippels kom na Jesus toe, Here, leer ons om te bid, soos wat Johannes sy disippels geleer het om te bid. Nou, dink julle dit is belangrik dat ons sondebelydenis moet doen voor die Here? Julle moet nou sê ja. Ja, dis belangrik. Ek moet my sonde bely voor die Here, sodat ek daarvan kan vergewe word. Maar hoor die woorde wat Jesus kies om my en om jou te leer hoe ons moet bid. Ons moet so bid. Nou, dink jouself in, jy bid hierdie woorde. Dis wat Jesus ons leer om te bid. En vergeef ons oortredings. Julle moet nou verder lees. Kom ek probeer weer. 1, 2, 3. En vergeef ons oortredings. Okay, dit klink 'n bietjie die mekaar, maar julle kry dit, nê? Nee. Sien daai woord soos daar? Hier's wat ek bid. Ek sê, Here, ek sal nie voorbeeld stel van hoe ek wil hê U moet my vergewe. Dis eintlik wat Jesus dan sê. Jesus sê, die fokus is nie op God se vergifnis vir jou nie. Die fokus is eintlik hier op my vergifnis vir ander mense. Okay, ek dink die punt is duidelik. Na die gebed, dis die enigste artikel in daai hele gebed wat Jesus herhaal. Hy herhaal dit na die tyd. Hy sê in vers 14 tot 15, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook julle oortredings nie vergewe. Sien julle hoe belangrik is hierdie? Sien julle hoe belangrik is vergifnis? Jesus sê, ek en jy moet vir God die voorbeeld stel van hoe ons wil hê hy moet ons vergewe. Nou, dis nie heeltemal hoe dit werk nie, maar wat Jesus doen is, as te ware vat hy die geestelike highlighter en hy sê, luister, vir my is dit belangriker dat jy ander moet vergewe, as wat dit is dat jy moet dink ek moet jou vergewe. Jy's klaar in Christus, hierdie is net vir Christene. Hierdie is nie vir mense wat nie in Christus is nie. As jy sê ek is 'n kind van die Here, ek het Jesus aangeneem, ek is lief vir die Here, dan verwag die Here dit van my en jou. So stem julle saam, hierdie is 'n ernstige saak. As dit wat Jesus sê waar is, dan mag ek dalk met 'n probleem sit. Dan mag ek dalk met 'n groot probleem sit, want in hierdie gelykenis wat ons vertel het, sê Jesus, ek en jy het baie skuld. Ek en jy is die een wat die miljoene rande skuld vir God. En die mense wat teenoor ons te nagekom het, hulle skuld ons klein geld. En Jesus sê, dis hoe ek en jy daarna moet kyk. Nou, ek wil gou hê, daai goed wat mense teenoor jou gedoen het, nê. En dalk was dit groot, ek weet nie. Maar jy moet weet, in die Here se oë, is dit min teenoor wat hy van jou moes vergewe het. En daarom moet ek hierdie ding in gedagte hou. Christus het alles afgeskryf, toe ek hom aangeneem het. Al my sonde, en daarom moet ek ook alles afskryf, wat iemand teen my gedoen het. Ek wil vanoggend vir jou mooi kom vra, as daar enigiets in jou lewe is, wat jy nog nie vergewe het nie, dan moet jy hier kom. Jy moet dit afskryf. En dis 'n besluit wat jy neem voor die Here. En partykeer moet jy daai besluit 3 keer, 4 keer, 5 keer. Partykeer moet jy daai besluit elke oggend neem om te sê, Here, ek skryf dit alles af. Ek skryf dit alles af. Hierdie gedeelte maak dit duidelik. Die Here het my jammer gekry. Ek moet ander jammer kry. Maar wat van as iemand nie jammer gesê het nie? Wat van as iemand nie na my toe gekom het nie? Ons het klaar hierdie punt gemaak. Het ek en jy vir die Here jammer gesê vir alles? Die antwoord is nee. So met ander woorde, ek kan nie jou jammer sê gebruik as die maatstaf waarop ek jou gaan vergewe nie. Want dan verwag ek van die Here om my net te vergewe vir die goed waarvoor ek jammer gesê het. Kan julle sien, daar's 'n probleem net daar. Daar's 'n probleem net daar. So, Efesiërs 4 vers 32, vergewe mekaar. Okay, julle weet wat die woord is, nee, kom ons probeer weer. Vergewe mekaar.
soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. So ons moet mekaar vergewe soos. Jesus stel vir ons die voorbeeld. OK, dit was dit nommer 2? Nou gaan ons nommer 3 toe. So nommer 1 is erken jou seer, dankie Estel. Ek is sommer blank. Hoe verwag ek van julle om dit te weet? OK, nommer 2 is OK, ons gaan aan nommer 3. Die Bybelse riglyn nommer 3 wat vir my gaan help om op 'n punt te kom wat ek werklik in vergifnis lewe, is maak dit 'n saak van gebed. Maak dit 'n saak van gebed. In Psalm 147 vers 3 lees ons, hy genees die gebrokenes van hart en hy verbind die wonde. Dis ons God se aard. Hy wil hê, het jy seer vanoggend, dan moet jy kom. Het jy seer vanoggend, dan moet jy na die Here toe kom. Maak dit 'n saak van gebed. Dit kan wees dat jy dalk al vir die laaste 5, 10, 15, 20, ek weet nie dalk hoe lank sukkel jy al hiermee nie, met hierdie ding loop, en jy het nog nooit 'n punt gemaak om met die Here te gaan sit en sê, Here, hierdie ding het my seer gemaak, ek het nog nie op 'n punt van vergifnis gekom nie, maar hier wil ek die lyn trek, Here, help my. Kan ek vir die realiteit gee? Mense gaan jou teleurstel. Mense gaan jou teleurstel. Dis nou jammer ek is so pessimisties. Maar ek ken mense. Ken jy mense? Wie van julle wat hier sit sê ek was al goed teleurgesteld gewees in mense? OK? Alright, 'n paar van julle was, die res van julle nog nie begin leef nie, maar julle sal nog agterkom. OK, so mense sal ons teleurstel, ek moet dit weet. Het jy iewers seer gekry? Kort antwoord is ja. Party van julle het regtig diep seer gekry, ander nie so diep nie, maar hier's die ding, my oë moet in elk geval in die eerste plek nie op mense wees nie, my oë moet op Jesus wees. En dis die belangrike ding hierso. Matteus 5:44 sê, ek sê vir julle, ek haal dit uit ek haal 'n stukkie aan, julle moet bid vir die wat julle vervolg. Die Here wil hê ons moet bid vir die mense. Het jy seer gekry? Het iemand jou te nagekom? Nou vat sy naam, skryf hom op 'n stuk papier en begin elke oggend vir hom bid. Jy moet nou nie bid soos die oomie wat gebid het vir 'n ander nie. Ons was 'n gebedsgroepie, dit het op 'n stadium sleg gegaan in Zimbabwe. Op 'n stadium. En ons bid toe vir die president. Dit het regtig gebeur, ek jok nie vir julle nie. En hy bid, hy sê, ag Here, wil jy hom nie uithaal nie. Jy moenie so bid nie. Jy moenie so bid nie. Jy moet bid in liefde en genade nie. Okay, so ons moet bid vir hulle. Ek en jy moet dit 'n saak van gebed maak. Eerstens moet ek bid en vra vir genesing. Ek moet vir die Here sê, Here, ek sit met seer. Maar weet julle hoe belangrike bevrydende effek is dit wanneer ek hierdie tweede stap neem as ek bid vir hierdie ou wat my seer gemaak het. Ek begin bid dat die Here vir hom sal seën. Ek bid dalk is hy nie 'n kind van die Here nie, dat die Here hom sal red. Dalk is dit 'n kind van die Here. Ek begin bid vir hom vir sy huwelik, vir wat ook al in sy of in haar lewe aangaan en ek begin bid en ek vra die Here vir guns vir daardie persoon. Weet jy wat verander in jou hart? Want skielik is dit nie meer jou hart nie, jy's besig om Jesus se hart uit te lewe. Derde een, Bybelse riglyn nommer 4, hoe om werklik in vergifnis te lewe, kry hulp. Kry hulp. Partykeer het jy regtig seer gekry en jy kan net nie oor daardie hobbel kom. Jy kan nie oor daai hekkie kom nie. Jy het iemand nodig in jou lewe wat jou help. En Salomo skryf in Spreuke 12:26, die regverdige laat vir hom 'n pad wys deur 'n vriend. Partykeer het ek iemand nodig wat langs my kom staan en sê, Johan, jy kan nie so aangaan, hierdie ding is besig om jou te verniel. En weet julle, ons hou nie daarvan om dit te hoor nie. Ek weet nie of julle soos ek is nie. Moenie vir my sê 'n bietjie vir my geniet die dag. Sê ek vir jou, moenie vir my sê wat om te doen nie. Self besluit of ek hierdie dag gaan geniet. En ons is so, moenie vir my sê wat om te doen nie, maar ons het 'n vriend nodig wat langs ons kom sit en lief is vir ons en eerlik ons in die oë kan kyk en sê, hey, hierdie ding moet end kry, hierdie ding moet stop. Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend, die goddelose verdwaal op die pad wat hy self gekies het. Hierdie is 'n belangrike punt. Soms is die seer net te diep, ek kan nie alleen oor daardie hekkie kom nie. En jy sit hierso en jy het dit dalk te lank gelos, jy sit hierso, hierdie ding het te lank aangegaan, dit het eintlik vrot geraak, dit het eintlik septies geraak in jou hart en jy weet nie om deur dit te kom nie, kry hulp. Kry hulp. Moenie stikkende goed stikkend los nie. Stikkende goed maak dit self nie reg nie. As jy tot hier toe gekom het en die ding is nog steeds stikkend, wat gaan dit nou verander? Jy moet hulp kry, jy moet verder gaan. Jesus se woorde, die wat gesond is het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die wat siek is. Nou Jesus praat van homself, daar is die dokter, maar die beginsel bly staan, partykeer het ek eksterne hulp nodig. Het jy vanoggend hulp nodig? Jy sal weet of jy hulp nodig het. Jy sal weet of jy lank gesukkel het met hierdie ding. Ek wil jou vra, kom praat. Kom praat. Kom praat. Domie Chris sit daar so agter en kontak vir Anneke, maak 'n afspraak. Trek 'n lyn in die grond. Sê dis so verby. Hierdie ding moet ek deurkom. Ek kan nie so aangaan nie.
Ek kan nie, dit verniel my lewe, dit maak dit versier alles, dit moet verander, kom praat. Nommer volgende, Bybelse riglyn nommer 5, hoe om werklik in vergifnis te lewe. Is julle nog by? Is julle nog by? Ek weet ek gaan vinnig, julle moet skryf, nê? Bybelse riglyn nommer 5, spreek daagliks vry. Hierdie is 'n belangrike ding om elke oggend, party dae is dit moeiliker, ander dae is dit makliker, maar om elke dag hier te begin om vry te spreek. Filippense 3 vers 13 tot 14 sê, ek verbeel my dat ek alles sal het nie, maar een ding doen ek, sê Paulus, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Dan gaan hy verder, hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom. Daar is vir jou oorwinning in Christus. Jy kan oorwinning oor. Hierdie is nie 'n doodsvonnis vir die res van jou lewe gaan jy met hierdie seer loop nie, maar jy moet in die rigting begin loop om te sê, ek moet my losmaak van wat agter my is. Ek moet strek na wat voor is, anders kan ek nie hierdie oorwinningsprys behaal nie. Moenie dat hierdie goed op jou kom sit nie. Moenie dat hierdie goed op jou siel kom sit nie. Dis ons goeie vriend kokkerot. Ek weet nie wat die verskil is tussen 'n kakkerlak en 'n kokkerot nie. Iemand moet dit vir my verduidelik. Maar is dit dieselfde ding? Dankie. Iemand het dit nou sommer vinnig gesê. Ek is besig om 'n woonstel te verkoop en Leriek, hy sit ook hier so, hy het my woonstel vir my verkoop en nou sê hy vir my, Johan, ons het 'n probleem. Ons het troeteldiere en die woonstel is nie troeteldiervriendelik nie, jy mag nie troeteldiere daar hê nie. En ek het geleer van hierdie ouetjies. Hoe pragtig, weet jy, dis die oulikste goedjies. Jy kan hom op jou skouer. Hulle byt nie, hulle maak nie seer nie. Ek weet nie hoekom ons so sleg gesind teenoor hulle nie. Maar kom ek sê gou jou dit. As hierdie ouetjie los, môre is daar 1 miljoen van hulle. Is dit nie so nie? En hulle kruip eers weg. As jy soos byvoorbeeld die stoof uittrek en dan sien jy waar bly hulle. Dan is die hele kolonie daar. Nou oké, ek wil nou nie julle uitgrous in huis toe stuur so nie. Ek wil net die punt maak. As ek in onvergifnis lewe, voor ek myself kry, begin die kokkerotte in elke area van my lewe uitklim. Ek begin uitklim in my verhouding met die Here. Want ek weet die Here verwag van my, ek moet hierdie ding agter my sit, maar ek doen nie. So wat doen ek? Ek onttrek net 'n bietjie van die Here. Ek doen net genoeg om naby die Here te wees sodat ek voel ek's gered, maar net nie dat die Heilige Gees vir my sê ek moet hierdie ding stop nie. So die kokkerotte klim daar uit. Die kokkerotte klim uit in my huwelik. Want nou, dit kan wees dat my vrou nie die probleem is nie, maar omdat ek hierdie probleme het, nou klim dit uit hier tussen my en my vrou, of tussen my en my man. Dit klim uit tussen my en my kinders. Dit klim uit tussen my by my werk. En voordat ek myself kry, is my hele lewe, jy weet nie, het jy kokkerotte in jou huis? Moenie ja sê nie asseblief. Maar weet jy wat, as jy 'n kokkerot sien, wat is die ding wat jy sê? Ag, almal het dit in hulle huise. Maar jy doen nie die nodige aksie nie. En dan kom almal daar by jou en hulle sien al die kokkerotte in jou. Hulle sê, "O, genade, ons sê maar niks nie." En dis die ding, almal sien dit behalwe ek. Wanneer ek in onvergifnis lewe, dit versier my lewe in elke area. Dit maak dat ek nie in die Here se vrede kan leef nie. Ek kan nie in sy vreugde leef nie. Ek kan nie in sy salwing leef nie. Ek mis dit alles want ek is hier in hierdie ding vasgevang. Nou, daar's 'n gesegde wat sê, a rolling stone gathers no moss. Nou ek weet, dit het van toepassing op jong manne, wat op elke dorp 'n ander meisie het, maar hulle settle nooit nie, want hulle is elke week op 'n ander dorp. Maar ek het gedink, hier is net so gepas van om 'n vergifnisgesindheid te hê. Wanneer ek aan die rol bly met die Here, dan kan hierdie goed nie op my kom sit nie. Dit kry nie kans nie. So wat sê ek vir jou vanoggend? Be a rolling stone, baby. Okay. Kry daai wiel in die rol. Kry dit af. Spreek elke dag vry. Spreek elke dag vry. Begin elke oggend sodat die goggas nie op jou stoep kom sit nie. En weet jy wat? Gaan mense jou nog steeds nakom? Die antwoord is ja. Gaan mense jou nog steeds nakom? Gaan jy nog steeds seer kry? Ja, maar die oomblik as hy gogga kom, wat gaan jy doen? Jy gaan skoonmaak. Jy gaan skoonmaak. Elke oggend gaan ek almal vryspreek. Ek wil elke oggend vars begin met die Here se genade, want ek begin elke oggend vars met sy genade. Wie kan 'n bietjie amen sê daar? OK, so julle het dit. Nommer volgende. Bybelse riglyn nommer 6, hoe om waarlik in vergifnis te lewe, word 'n kanaal van seën. Word 'n kanaal van seën. Matteus 5 vers 44 tot 45 sê Jesus, ek sê vir julle moet julle vyande en julle moet vir die wat julle vervolg, sodat julle.
Nou kyk net na daai 3 woorde. Nou ek weet vyande is nou 'n relatiewe begrip. In hierdie geval wil ek hê die mense wat jou seer gemaak het, die mense wat jou te na gekom het, lees dit daarin. Ek sê vir julle moet hierdie mense lief hê en jy moet vir hulle bid sodat julle kinders van God genoem kan word. Hoekom? Want weet julle, enige ou kan 'n wrok hou. Enige ou kan kwaad bly vir 30, 40, 50, 60 jaar. Enige ou kan sê, ek weier om te vergewe, ek sal nooit weer, as ek ooit weer met daai ou praat, is dit te gou. Enige ou kan dit doen. Maar as jy hierdie lewe begin leef, dan sien mense Jesus in jou. Dan sien hulle iets is anders, hulle sodat julle kinders van die Heer Vader kan wees in die hemel. Romeine 12 vers 14 sê, seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet julle nie vervloek nie. En weet jy wat, vanoggend toe gaan lees ek net hierdie woord seën. Ek gaan kyk toe in die Grieks, want wanneer Jesus sê, geseënd is die wat dit, en geseënd is die wat dat, die saligspreking, die woord vir daar gebruik word is makarios, jy kan dit vertaal met bonatuurlike voordeel geniet. Nou ek en jy kan dit nie doen nie, maar die woord wat hier gebruik word is 'n ander woord, en dit word net een verduideliking gegee, en dit is om mooi te praat oor, goed te praat van. Hierdie vers sê, seën julle vervolgers, ja, moet hulle nie vervloek nie, met ander woorde, wanneer ek oor hierdie ou praat wat my so seer gemaak het, dan moet daar mooi woorde van hom kom. Ek moet nie gaan sleg praat van hom nie. Nie by my vriende nie, nie agter sy rug nie, nie voor hom nie. Ek moet seker kom dat die woorde wat by my mond uitkom moet net 'n lieflike aroma gee. Dat daai persoon weet hy het my seer gemaak, maar ek bedien hom met Jesus se liefde. Sê gou vir my, wat het Jesus gebid aan die kruis? Vader, want Jesus wil hê ek en jy moet so lewe. Jesus wil hê ek en jy moet 'n lewe van seën. Jesus het daar gehang, hy was gestroop van homself, hy was gestroop van alles wat goed was. Vir hom het dit gegaan oor siele. En net so, elke ou wat jou te nakom, skep vir jou 'n geleentheid om Jesus se guns te wys. Hoor mooi, elke ou wat jou te nakom, skep vir jou 'n geleentheid om Jesus se goedheid te wys. Moet dit nie persoonlik vat nie. Gebruik dit as 'n geleentheid om Jesus te wys. Weet julle wat? Partykeer moet ek en jy net uit die pad uitkom. Ek en jy moet net uit die pad uitkom dat Jesus deur my kan leef. Hier is die ding. Jesus wil mense na hom toe trek. Kan julle amen sê daar? Jesus wil mense red. Kan julle amen sê daar? Jesus wil mense seën. Maar nou sit ek en jy met 'n klomp hang-ups. O nee, ek is so kwaad hieroor. Nee, ek is so seer gemaak hieroor. O, ek voel geafronteer. Nee, ons kan nie dit doen nie. Nie as ek 'n kind van die Here is nie. Nie as ek lief is vir die Here nie. Die Here verwag van my om daardie seer om te draai in seën. So, Bybelse riglyn nommer 6, word 'n kanaal van seën. Ken of julle kan vorentoe kom. Nommer 7. Hier is my laaste ene en hiermee sluit ek af. Bybelse riglyn nommer 7. Leer om vinnig te vergewe. Leer om vinnig te vergewe. As iemand iets teenoor jou gedoen het, neem klaar besluit, hierdie gaan nie op my siel kom sit nie. Ek gaan hierdie persoonlik opvat nie. Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Sien, ek en jy moet lig lewe. Jy moet jouself beskou soos iemand wat oor see reis. En jy het 'n paar koffers wat jy saam met jou het. Nou koffers is tasse. Nee, vir die van julle wat jonger is. Nou verbeel jouself, elke keer as iemand iets aan jou doen en jy vergewe nie, dan sit jy hierdie ding binne in jou koffer. En later dan word dit so swaar dat ek die goed nie meer kan dra nie. En hier sit 'n paar van julle wat swaar dra in die laste. Jy gaan die goed moet uitpak. Jy gaan moet ontslaa raak daarvan. Lewe met 'n Jesusgesindheid. Wat ek sê, weet jy wat? Ek neem nou 'n besluit. Dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor Jesus. Wat jy teenoor my doen is irrelevant. Want my taak is om Jesus uit te leef in hierdie stikkende wêreld. Luister, gaan mense jou teleurstel? Jy behoort dit te glo. Gaan ek jou dalk teleurstel? Groot moontlikheid. As jy lank genoeg, as ek jou nog nie teleurgestel het nie, is dit omdat jy nog net nie genoeg tyd saam met my spandeer het. Regtig, ek wil nie dit doen nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Maar die ding is, jy gaan ook mense teleurstel. Jy gaan ook mense seermaak. En ek wil eintlik afsluit met 2 vrae. Ek wil afsluit met 2 vrae. Ek wil nou kom by my 2 vrae. En hier is dit. My oë moet op die Here Jesus wees, nie op mense nie, stem mee saam. My verwagting moenie in mense wees nie, dit moet op Jesus wees. My hoop moet in Jesus wees. So, hier is die 2 vrae waarmee ek wil afsluit. Eerste vraag wat ek wil vra is, en dit was nie vanoggend se boodskap nie, maar hier is tog belangrik, dit hak hierby aan. Dalk het jy regtig iemand te nagekom. Dalk weet jy skuld iemand 'n verskoning.
dan is dit vanoggend die tyd, gaan maak dit reg. Moenie dat iemand anders met seer en bitterheid loop as gevolg van iets wat jy gedoen het nie. Die Here verwag van my om dit reg te maak. Maar die tweede ding wat ek jou vanoggend wil vra is, wie moet ek vandag vergewe? Is daar iemand in jou lewe wat jy loop al lank met die seer? En vanoggend moet jy sê, Here, dis nou klaar. Dis nou klaar. Ek het nou tot hier toe gekom. Dit het my lewe geruïneer met allerlei kokkerotte. Ek het hulle altyd bly beskuldig. Maar eintlik het U vir my gesê ek moet dit vergewe en ek bly ander verantwoordelik hou. Ek sit op daai stoep en ek wag vir 'n jammer. Die Here wil nie ek en jy moet dit doen nie. Ek moet 'n besluit vanoggend neem om te sê, Here, dis klaar. Dis klaar. Ek wil vergewe. Ek wil vir jou bid. Kom ons sê die oor bid ons saam. Vader, in hierdie oggend kom dank ek U dat U ons kom vergewe in die Here Jesus. Kom dankie Vader dat ons vanoggend dat ons weet, Here, ons kan met vrymoedigheid na U toe gaan. Maar Vader, ek verstaan ook baie keer is ons so vol met ons eie seer en ons is so besig daarmee die hele tyd, Here, dat U ons nie eers kan gebruik nie, want ons staan in die pad dat U ander kan seën deur ons. En Vader, vanoggend kom vra ek dat U vir ons sal help dat ons hierdie seer wat ons beleef as 'n geleentheid sal gebruik om te seën. Here, kom gee vir ons 'n nuwe gedagtelyn en 'n nuwe perspektief op ons lewe. Dat ons sal weet, Here, U verwag van ons om mekaar te vergewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.